Jesus uitspreek. Spreek oor alles wat ons dink en voel. Want waar U is, weet ek, daar heers U vrede. Ek spreek Jesus. U naam is kragtig, U naam is lewe, U naam genees. Breek deur die mure, skyn deur die skadu's, brand soos 'n vuur. Roep Jesus oor die hemels, Jesus in die straat, Jesus in die donker en oor elke vyandsmaak. Jesus oor my huis, ek spreek sy naam, Jesus. Ek wil net die naam van Jesus uitspreek. Spreek oor alles wat ons dink en voel. Want waar U is, weet ek, daar heers U vrede. Ek spreek Jesus. U naam is kragtig, U naam is lewe, U naam genees. Breek deur die mure, skyn deur die skadu's, brand soos 'n vuur. Roep Jesus oor die hemels, Jesus in die straat, Jesus in die donker en oor elke vyandsmaak. Jesus oor my huis, ek spreek sy naam, Jesus. Kom ons buig na die woord. Here, wanneer ons hier vanoggend by mekaar kom ons met 'n groot vreugde en 'n blydskap by mekaar. In die eerste plek, Here, om U te kan dien, loof en te aanbid. Na die beste van ons vermoë. Here, ons het vanoggend gekom om te kom gee, nie om te kom haal nie. Met ons stemme, met ons hart, met ons gesindheid, Here, het ons vanoggend gekom en ons wil gee alles aan U. Want Here, U is dit alles waardig. Elke liewe greintjie energie van ons. En Here, dankie dat ons die geleentheid gekry het om vanoggend te kan sing tot U, dat U ons geseën het met stemme, dat U ons geseën het met geloof en dat U vir ons geseën het met krag om vanoggend hier te kan wees. Met alles wat ons gekry het, klere, 'n kar om in te ry om vanoggend hier te kan wees. En Here, ons is baie dankbaar daaroor. Die grootste geskenk van alles is om U te ken. Is om vanoggend hier te kan wees, Here, en werklik te kan sê, Here, met vrymoedigheid, ek glo. Ek is in my hart oortuig van dat U my koning en my Here en my redder en my God is. En daarom weier ek om stil te bly. Ek sal dit uitroep van die bergtop en dat die hele wêreld dit kan hoor. Ek glo. Here, maar wanneer ons nou na die woord gaan luister, lei vir ons, rig vir ons en bind ons gedagtes in die woord. Mag ons die woord insluk en uitgaan, Here, en 'n verskil maak in hierdie wêreld. U liefde gaan uitlewe. Help ons daarmee, Here, want ons kan dit nie alleen regkry nie. Dankie dat ons hierdie mag bid in U magtige en heilige naam. Amen. Nou mag julle maar nederig. Dan kan vir al ons maatjies, waar staan Alicia, almal wat 10 jaar en jonger is wat graag sal wil saamgaan, kan daar sal met Alicia gaan. Ek wil graag vir
vir ons die geleentheid gebruik om vir ons te lees uit 'n baie bekende gedeelte. Almal moes hom al gehoor het, Noag en die groot vloed. Ek gaan lees van vers 1. Toe die mense meer begin word oor die hele aarde en daar dogters van hulle gebore is, het die hemelwesens gesien dat die dogters van die mense mooi was. Hulle het toe vir hulle vroue geneem, die Here ook al verkies het. Die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy vlees is, sy lewensdae sal 120 jaar wees. Die reëse was in daardie tyd ook en ook daarna op die aarde, solank as wat die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle self kinders verwek het. Daardie kinders was die helde uit die ou tyd en die beroemde manne. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom tot in sy hart gegrief. Toe sê die Here, ek sal die mens wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis, mense sowel as diere, ook kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns verwek, Sem, Cham en Jafet. Die aarde was daar en deur sleg voor God. Die aarde was vol geweld. God het gekyk na die aarde en kyk, dit was deur sleg, want alle mense het 'n verderflike pad geloop op die aarde. God het vir Noag gesê, die einde van alle mense het volgens my besluit aangebreek. Wanneer hulle toe doen, is die aarde vol geweld. Kyk, ek gaan hulle verdel saam met die aarde. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet die ark maak met verskillende ruimtes en dit van binne en van buite met pik bestryk. Dit is hoe jy moet maak. Die lengte van die ark 300 L, sy breedte 50 L en sy hoogte 30 L. 'n dak moet jy vir die ark maak, 1 L. Vanaf die boonste rand moet jy dit afrond. Die opening van die ark moet jy aan die sykant insit. 'n onderste, middelste en derde verdieping moet jy maak. En kyk, ek gaan vloedwaters oor die aarde bring, om alle vlees waarin die asem van die lewe is, onder die hemel te verdelg. Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou sluit ek my verbond. Jy sal in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou seuns se vroue saam met jou. Van alles wat lewe, van alle vlees moet jy 2 elk na die ark bring, om hulle saam met jou aan die lewe te hou. Manlik en vroulik moet hulle wees. Van elke soort voël, van elke soort dier, van elke soort kruipend dier op die grond, sal 2 van elk na jou toe kom om aan die lewe te bly. En jy, neem van elke soort kos wat geëet word, en bring dit bymekaar by jou. Dit moet vir jou, en vir hulle as kos dien. Noag het toe gedoen, net soos wat God hom beveel het, so het hy gemaak. Liewe familie, ek is klaar. Ek het bedank, ek het genoeg gehad. Ek is siek en sat vir wat aangaan. Ek gaan my goed vat en ek gaan by. Klink bekend, nee. Dis dan nie iets wat ons net in die kerk sê nie. Ons doen dit gereeld in ons alledaagse lewe ook. Ons probeer 'n nuwe dieet en ons so 'n paar kilos af te skit, dat ons net weer gemaklik kan sit in ons klere, maar so 'n maand in, dan besluit ons is klaar met die dieet. Of wanneer jy 1500 meter hardloop, en jy het gedink jou longe gaan hou, en jy kom so by die tweede rond, en jy kom agterhou, bene gaan nie hou nie, en dan gaan sit ons daar langs die veld. Dalk is dit jou huwelik, waar jy besluit het, nou is ek klaar, ek sien nou nie meer kans nie. Dalk is dit jou werk, waar jou bottel nou mooi vol is, prop pas nie meer op nie, jy het nou besluit, is nou tyd vir 'n verandering in my lewe. Om op te gee is iets wat ons almal doen. Maar alhoewel ons so maklik opgee met baie dinge in die lewe, en die verandering is so gereeld in ons lewe gebeur, is daar een plek waar God dit nie toelaat nie. Dit is ons verhouding met hom. God gaan nie toelaat dat jy by 'n punt kom en gaan sê, ek kan nie meer nie. Nou is ek klaar met God nie. Ek wil vanoggend 'n bietjie gesels oor uithou en aanhou. Hoekom God nie toelaat dat ons by 'n punt kom in ons geloof waar ek sê, nou is ek in my geloof klaar nie. En veral hoe om aan te hou in 'n mens se geloof, om vas te byt deur alles.
Hoekom 'n mense by 'n punt kom en sê, weet jy wat, ek is teleurgesteld, ek is klaar nie. Nee, wat nou bly ek maar by die huis, ek gaan maar kyk op die TV rond en daar vang my oog, lekker dominee en ek hou van wat hy sê. Hoekom gaan lê ek nie as ek 'n dip in die lewe kry nie? Hoekom hou ons aan? Ek moet sê, as ek deur die Bybel lees, dan is God se uithou vermoë vir my verstom. Dat God eenvoudig aanhou, geduldig is, genadig is, en nie by 'n punt kom om die mense net uit te vee nie. Maar dis nie wie God is nie. God werk binne in ons, dat ons daai uithou en daai aanhou vir hom kan aanhou. Ek moet sê, as ek vanoggend praat van uithou, dan bedoel ek dit nie wanneer jy nou jou gymklere aantrek en jy gaan gym toe en jy gaan werk deur die sweet en jy daar nie moed opgegee nie. Of wanneer jy 'n marathon hardloop en jy druk deur en jy kom aan die ander kant uit en jy gaan haal jou medalje nie. Hierdie uithou waarvan ek vanoggend praat, is om nie moed op te gee vir God nie. Is om hand te hou vir God, al het die lewe jou 'n paar houe gegee. Om nie moed te verloor nie, as die lewe jou kom roer nie. As daar nou een ou in die Bybel is, nee, wie ongelooflike uithou vermoë het, is dit Noag. As jy jou foon vat, en jy gaan Google uithou vermoë, ek is taamlik seker Noag se prentjie gaan daar iewers opspring, hoor. En almal het al van Noag gehoor. Noag, dit lui 'n klokkie, wag, ek dink my seentjie het 'n 3-jarige kombersie, daar's 'n paar diere, en daar's 'n groot boot, en wag, Noag in die ark. Maar hier staan nie Noag en die ark nie, hier staan Noag en die vloed. Nou kom ek leer julle iets baie interessant. Daar was 2 vloede gewees. Die eerste vloed was 'n sondevloed gewees. Met ander woorde, die boosheid van die wêreld het eenvoudig net oorgeneem. Sonde het ingekom en sover die sonde net versprei onder die mense. Die Bybel vertel in Genesis dat die sonde oorgeneem het. Die sonde het soos 'n vloed die hele aarde verwelg, oorgespoel. Op 'n stadium met die eerste vloed was daar 'n man gewees met die naam van Noag en Noag was 500 jaar oud. Nou net tong in die kies gesê, ek het nog altyd geweet, kyk as 'n man was omtrent 50 jaar oud, as ek kry mos 'n middeljaar krisis. Nou hoe lyk 'n middelmillennium krisis as jy nou 500 jaar oud is? Want daar is mos nou nie Ferraris jy kan koop nie, of jou gesig wat jy gaan styf trek nie. Dalk vat jy 'n vrou wat 200 jaar jonger as jy is, ek weet nie, maar dit is 'n middelmillennium krisis, ek kan nogal dink. So Noag is 500 jaar oud. Ja, 500 jaar oud. 10 generasies na Adam, die eerste mens wat ooit geleef het. Nou teen hierdie tyd het die sonde oorgeneem en die mense was al moeg gewees vir die ou manier om te sondig. Hulle het al begin nuwe maniere uitdink hoe om te sondig. En die Bybel maak dit baie duidelik dat Noag, selfs Noag, nie 'n perfekte mens was nie. Noag was die heel eerste ou in die Bybel wat omgekap het van dronkheid. So Noag was nie 'n perfekte ou nie. Maar dis wat die Bybel so ongelooflik maak, is dit nie? Geen mens word in hierdie perfekte lig gestel, maar die ware prentjie word altyd gegee. So die sonde is wild en die sonde is volop en is so sleg dat God op 'n stadium gesê het, hy gaan die hele mensdom uitvee. Dis hoe sleg dit geraak het in Noag se tyd. God was spyt dat hy die mens gemaak het. En die woorde wat God gebruik, beteken dat God se hart letterlik in 2 gebreek het, dat die mense God vergeet het en nie meer vir God leef nie. Maar, hier kom die maar. Terwyl God almal wil uitvee, sien God vir Noag en sy familie. Kyk wat staan in vers 5 tot 7. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was, en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mense op die aarde gemaak het. Dit het hom tot in sy hart gegrief. Toe sê die Here, ek sal die mense wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis, mense sowel as diere, ook kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. So op hierdie stadium kan die Bybel eindig. En die Bybel is klaar. En God kon sê hierso, ek is klaar. Ek is moeg. Dis genoeg. Ek sê,
Maar dis nie God. Nou wil ek jou vra. As jy vanoggend jou karsleutels het, al jou karsleutels het, dis al op jou broeksak is. Ek het myne hierso, jou karsleutels. Jou karsleutels haal gou uit my. Hou van die lig. Skud hom vir my, ek wil hom hoor. Ek wil hom hoor. Baie dankie. Hier kom 'n sleutelvers, 'n baie belangrike vers. Vers 8 is 'n sleutelvers. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Guns gevind. Dis die eerste keer in die Bybel waar ons met genade te doen kry. Wat's dit? Onverdiende guns. God se rykdom ten koste van Jesus se lewe. Iets wat iemand kry wat hulle nie verdien het nie. Noag word gered deur God se genade. Hoor gou wat staan in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dit kom nie uit werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. 3 belangrike versies, woordjies in daai verse. Uit, deur, om. Uit genade, deur geloof, om goeie werke te doen. So dis belangrik om dit te verstaan, want Noag het iets gekry wat hy nie verdien nie. Jy het wel gehoor, hy het nie 'n perfekte ou nie. Dis iets wat aan hom gegee word, en daarom het Noag aan dit wat God vir hom gegee het, aan God vasgehou en geglo. Dis nie Noag se goedheid nie. Dis, onthou ek het al vir julle gesê, Noag was nie 'n perfekte ou nie. Hy het sy moeilikheid gehad en sy foute. So God het aan Noag iets gegee. Noag is nie gered omdat hy goeie werke gedoen het. Noag is gered uit genade. Deur geloof wat God aan hom gegee het om goeie werke te doen. Nie omdat nie, om. En die rede hoekom dit belangrik is om dit te verstaan, is dat God aan jou iets gee. En dis daai uithou vermoë, die geloof. Dis omdat ons mense is. En omdat ons nie sterk is nie, omdat ons nie uit onsself uit kan nie, dat God vir ons gee. Ek weet baie mense kan sê, weet jy wat, die rede hoekom ek nog nooit in my lewe opgegee het nie, is wilskrag. Mense, daar is geen mens op die aarde wat soveel wilskrag gekry het om aan te hou terwyl die lewe kom en hy gee vir jou pak slaag. Dis iets wat God vir jou gee. Dis hoekom ons nie gaan lê nie. Dis hoekom ons nie moed opgee nie. Dis hoekom God nie toelaat dat ons nie kan gaan lê nie, want God het iets gegee wat maak dat ons nie kan lê nie. God het iets aan ons gegee wat maak dat al kom die lewe en hy ruk vir jou en hy deel 'n paar klappe uit, dat ons aanhou en ons gaan lê nie. Dis hoekom ons hier is, hoekom Fynbos se deure oopgemaak het. Dis iets wat ons gekry het wat net binne ons is, ons kan nie gaan lê nie. God het gegee. Kyk na vers 9. Hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Sien jy nou wat hier gebeur? Met dit wat God aan Noag gegee het. Daar staan in vers 9, hy was 'n regverdige man, anders as die ander mense. Hy het naby God geleef. Onthou, hy's 500 jaar oud. So vir 500 jaar het Noag naby God geleef. As dit nie uithou vermoë is nie, mense, dan weet ek nie. Van ons is 30, 50, 70, 80, wie keer het jy in jou lewe by daai punt gekom waar jy gedink het, nou is ek klaar. Baie keer in my lewe. Noag was 500 jaar oud en hy het saam met God geloop. Nou wil ek vir iets wys. George, kom gou eens op my. Staan jy langs my? Jy gaan saam met my loop. Nee, langs my. Staan my so. Ek het nie gaan gesels. Jy gaan saam met my loop. Maar loop saam met my.
Sien jy wat het George gemaak toe hy saam met my geloop het? As ek vinniger geloop het George vinniger saam met my geloop. As ek stop, het hy gestop. En dan loop hy so vinniger, en dan loop George so vinniger saam met my, en as hy stop, dan stop hy ook. En dis wat Noag gedoen het. Hy het saam met God geloop. As God vinniger geloop het Noag saam met God geloop. As God gestop het Noag gestop. En dan as God weer beweeg, dan gaan Noag weer saam met God. Noag het sy hele lewe saam met God geleef, saam met God geloop. Hy het nooit by 'n punt gekom waar hy gesê het, nou is ek klaar, en loop jy nou maar verder, ek bly agter. Hy het nêrens by 'n punt gekom waar hy sê, ek gaan nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek sal vir 500 jaar het Noag saam met God geloop. 500 jaar. So dit wat God gee, is so sterk, is so groot, dat jy nooit ophou vir God sal leef nie. Nooit moed opgee op God nie. Nooit by 'n punt kom waar jy kan sê, ek glo nie meer nie. Dis onmoontlik. Ek moet nogal sê, ek weet dis waarskynlik 'n paar mense wat dink dat fynbos ontstaan het omdat ons in 'n hoek vasgedruk was, omdat ons nie 'n keuse gehad het nie, maar jy kry twee tipes mense. Aan die een kant kry jy 'n rasionele mens. Dis daardie mens wat vir jou sê, ek lees die Bybel, en wanneer ek die Bybel lees, dis God se woord en God praat met my deur die Bybel. Dan kry jy aan die ander kant van die stadion die mystieke mens. Dis die ou wat in die oggend gaan staan en hy gaan skeer en dan skielik hoor hy God se stem en dan wil hy sê, maar jy sal nie glo nie, ek het God se stem gehoor, God het met my gepraat vanoggend. Maar dis nie God werk nie. God praat deur sy Bybel duidelik genoeg. Want God het alles vir ons gesê wat ons moet weet. En God praat nog steeds met ons deur sy Bybel. Ek moet vir julle vanoggend sê, ek het nog nooit ooit in my lewe God se stem fisies gehoor nie. Ek sê dit vir julle weer. Nog nooit ooit in my lewe het ek nog fisies God se stem gehoor nie. Maar het ek al gevoel God druk my? O ja. En dis hoe fynbos ontstaan het. Nie omdat ons in 'n hoek vasgekeer was nie, maar omdat ek voel God druk 'n mens in 'n rigting. Lankal druk God 'n mens. Dit was nooit my eerste keuse gewees nie. Die onsekerheid was groot. Ek het met ongelooflik baie mense gesels oor die ding. En die ding wat ek die meeste mee geworstel het was, wanneer is die regte tyd? Hoe weet ek dis nou? Hoe weet ek dis nie oor 10 jaar, 15 jaar, 30 jaar nie? God het eenvoudig net gedruk. En toe ek my toe uitvind, daar is ons nou. Daai absolute sekerheid wat God gee, Hanno, dis waar ek jou wil hê. Ek kon voel God praat met my. Dat God groot dinge met fynbos in gedagte het. So ek sê dit elke dag in my lewe. Ek's klaar. Maar nooit ooit in my geloof nie. Alrede kom ons vanoggend hier sit, is ons is net gehoorsaam. Julle sien dat dit wat God gee, maak dat jy nie gaan ophou nie. Maak dat jy nie gaan moed opgee nie. Maak dat jy saam met God nog steeds loop. Jy gaan nooit moed opgee nie. Ons gaan nie by 'n punt kom waar ons sê ek is klaar met God nie. Ek is klaar dalk met 'n vorige hoofstuk in my lewe, ja, maar 'n nuwe eenheid aangebreek. Ons is nog steeds besig om aan te hou vir God. Dit wat God gee, maak dat jy nooit ooit sal ophou nie. Ons kan nie, want God sal dit nie toelaat nie. Kyk na vers 14. Maak vir jou 'n ark van goeie. Jy moet die ark maak met verskillende ruimtes en dit van binne en van buite met pik bestryk. So God sê vir Noag, bou 'n ark. Noag is gehoorsaam. Maar hou in gedagte, Noag het nog nooit in sy lewe 'n ark gesien nie. Ek meen, hy het nie YouTube uitgehaal en sê, kom ons kyk gou, lyk 'n ark, bou ek, lyk die planke, waar moet alles kom, lyk die afmetings nie, Noag het nie YouTube gehad nie. Vers 22 sê iets ongelooflik. Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gemaak. Wat ongelooflik was, sien in jou gedagtes hierdie prentjie. Hier tussen al die mense, wat sit en dink hoe besig is om aan te jaag in die sonde. Hier is Noag besig om 'n groot boot te bou. Noag het God se boodskap gekry, Noag is gehoorsaam, en daar gaan hy met die byl, en daar gaan slaan hy vir hout. Ek glo vir die mense moes dit 'n baie snaakse prentjie gewees het, want Noag is ver van die see af.
Nou bou hy 'n boot op droë grond. Baie geleerdes beweer dat die plek in die omgewing waar Noag gebly het in, was nie 'n reëngebied nie, dit was 'n mistige gebied gewees. Dis waar hulle water vandaan kom. So dis 'n plek wat nie eens bekend is vir reën nie. Reën is skaars. Maar Noag bou 'n boot, want die tweede vloed is op pad. Sien net gou weer eens God se genade raak. Die ark vat baie jare om te bou. Dis 'n monument wat daar staan op droë grond waar almal dit kan sien vir baie jare en die ark se deur is oop. Mense het tyd gehad baie jare om te kan bekeer. En oor al die jare, hier staan 120 jaar, het niemand bekeer, niemand nie. Net Noag en sy familie stap die ark in. Net Noag en sy familie loop deur daai oop deur in. Net Noag en sy familie is binne in die ark. Vir 120 jaar waarsku God vir hulle, dag in en dag uit, daar gaan 'n dag kom wanneer daai deur gaan toegaan. My liewe Fynbos familie, hierdie ark wys na Jesus toe. Interessant is dat die ark van goeverhout gemaak word, hout gemaak word. Hierdie ark is gevorm, hy is gemaak volgens afmetings, ook die kruis. Die boom is gekap, die hout is gevorm, en die kruis is gemaak volgens afmetings. Noag hulle klim in die ark, 'n stuk hout, en hulle word gered. Jesus hang aan 'n kruis, 'n stuk hout, en ons word gered. Die ark word met pik behandel. Hierdie woord kom 70 keer in die Ou Testament voor. Dis die woord katar, wat ook beteken versoening. Die ark word gesmeer met pik, om die water uit te hou. Net so word ons bedek met die bloed van Jesus, teen die sonde en die dood. Dit word weggehaal. Interessant is dat die ark net een deur gehad het. Almal wat deur die deur loop het bly leef. Soos julle verlede Sondag gehoor het in Genesis 1, is Jesus hierdie deur. Jesus sê in Johannes 14, ek is die deur tot die lewe. Almal wat deur my ingaan sal bly leef. Almal wat deur die deur gaan. Maar daar's 'n dag waar hy deur van die ark toegegaan het. As jy nog nie jou hart vir Jesus gegee het nie, doen dit. Want daar gaan 'n dag kom wanneer hy deur toegaan. Hoe lank wil jy nog die kans vat en God toets en reken, môre is nog 'n dag? Môre is nog 'n dag. Daar gaan een dag wees waar daar nie 'n môre is nie. En watter kant van die deur gaan jy staan? As jy reeds aan die binnekant van die deur is, Jesus is kraan jou hart, sal jy nooit weer wil uitloop nie. Daarvan het God seker gemaak in hierdie gedeelte met dit wat hy vir ons gegee het, uithou vermoë. Jy gaan nie by 'n punt kom as jy deur daai deur geloop het waar jy vir God gaan sê, ek gaan uit nie. Ek is klaar, ek is op, ek stel nie meer nie belang nie, ek stel nie meer nie, wil nie meer nie, is onmoontlik. Jou uithou en jou aanhou gaan nooit opraak. Dis iets wat God vir jou gegee het, vir die res van jou lewe sal jy uithou en aanhou. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons hierdie gedeelte in Noag sien, is dit so verstommend. As ons daarin dink, Here, wat U gedoen het daar, 'n monument wat daar staan vir die mense wat 'n uitnodiging kry vir 120 jaar, waar hulle uitnodiging kry om ook na U te luister, die knie voor U te buig, en hulle het nie. Dankie, Here, dat ons kan weet dat ons vandag nog die geleentheid het, die deur vir ons nog oop is. Vir een en elkeen van ons wat nog nie deur daardie deur geloop het, Here, help vir ons, gee vir ons dit wat nodig is, dat ons die moed en inisiatief en die deursettingsvermoë sal kry, en die geloof om daar deur te stap, dat ons sal besef, U is die deur, Here, hier is my lewe, hier is my hart. Dink aan vanoggend aan Christine met die doop ook, waar U vir haar hierdie uithou en hierdie aanhou ook gee.
dat sy vir die res van haar lewe, elke liewe dag sal aanhou en uithou vir u nooit by daai punt kom waar sy sal sê, ek kan nie meer nie, ek sien nie meer kans nie, ek wil nie meer nie. Dankie Here dat dit wat u vir ons gee meer as genoeg is, dat dit wat u vir haar ook gee, vir haar so voldoende is vir die res van haar lewe. Dankie Here dat u vir ons genoeg is, en dat ons hier vandag getuies kan wees van die goedheid en die grootheid. Here, mag ons dit nie net so vandag doen nie, mag ons uitgaan met hierdie getuienis in ons harte. Dankie Here dat ons hierdie mag bid, in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen. Ek is so dankbaar dat Martie en Christo vir ons dit doopfonds saamgebring het, want anders was dit 'n gieter gewees en dan sou dit 'n handdoek gewees, so maar ons is dankbaar oor. Martie en Christo, reg aan die begin van die Bybel het God vir ons die mens gemaak. Ons het dit gesien verlede week, God het Adam en Eva gemaak en daarvan af het God hulle verneder. Hier kom ons by Noag waar God al later spyt was dat die mens gemaak het, maar sy genade het nooit opgeraak nie. God het nooit by die punt gekom om mens uit te vee nie. Hy het vir Noag hulle genade bewys. Weereens het die mense daarvan af uitgekom. Interessant is dat later by Abraham God 'n teken gegee het dat die kinders aan hulle, die seuns aan hulle vooruit besny moet word. Nou, as jy altyd gewonderd van alle plekke, hoekom nie die oor nie, hoekom die vinger nie, hoekom aan die vooruit? Dis letterlik die punt waar die volgende generasie begin. So die bloed vloei al klaar vir die volgende generasie. In die Nuwe Testament kom Jesus en hy gee vir ons sy lewe aan die kruis. Met ander woorde, sy bloed vloei vir ons aan die kruis. En toe Jesus sy lewe vir ons gegee het, daai is vir ons altyd genoeg gewees. So, ons hoef nie weer vandag besny nie, dankie, tog? So vandag kry ons die doop. Met ander woorde, daai water, so seker soos jy dit voel, so seker weet ons daarin dat Jesus ook sy lewe vir ons gegee het. Nou, Chris Marie kry vandag 3 beloftes. Die eerste belofte is wat sy kry, en nou hoor mooi, dis nie iets wat ons vir God doen nie, dis iets wat God vir ons doen by die doop. Dis kom ons net een keer doen. God die Vader beloof dat hy vir haar sal sorg, vir haar sal voorsien, vir haar sal bystaan, vir haar alles gee wat sy nodig het. Jy het nou gehoor. Een van dit is om altyd aan te hou, uit te hou, nooit vir hom op te hou. Die tweede ding is, Jesus beloof, so seker soos jy die water voel, so seker het ek my lewe ook vir haar gegee. Die derde enetjie is, die Heilige Gees beloof, nou klim ek in Chris Marie se hart in, en die Heilige Gees sal nooit weer uitkom nie, so daai stemmetjie wat van gesê, moenie en mooi so, jy weet, sy gaan die res van haar lewe hê, dis die Gees wat in haar hart is. Goed, nou het julle 'n verantwoordelikheid, want Chris Marie hart nog nie rond nie, ons dra haar nog rond, so Christo en Marnie, julle het 'n groot verantwoordelikheid vandag, en julle 3 verantwoordelikhede. Die eerste verantwoordelikheid is om vir haar te leer. Ek dink jy ouers vergeet dit baie keer. Weet, kerk gaan dit doen? Ja, die kerk gaan help, maar pa en ma het daai verantwoordelikheid gekry om vir Chris Marie te leer oor Jesus, wie Jesus is, wat hy vir ons gedoen het, en julle daai verantwoordelikheid. Die tweede verantwoordelikheid is en dis die moeilikste, is om 'n voorbeeld te wees. Nou ek moet sê, as ou tannie vir jou inry in George om dan geduldig te wees, of as jy 'n papwiel kry langs die pad, weet, of as 'n ou so jou vandag bietjie omgekrap het by die werk, daai lewende voorbeeld is nog 'n moeilike een, hoor. So jy gaan nie net vir haar moet sê wat sy moet maak, jy gaan haar moet wys hoe lyk 'n Christen ook. So jy gaan ook hy verantwoordelikheid vir haar moet wys. Die derde enetjie is, jy gaan vir haar moet sorg en voorsien en vir haar moet bystaan aan haar behoeftes, na die beste van julle vermoë. Gelukkig weet dit, daai een is die maklikste een, want liefde doen al die werk, hoor. So jy doen klaar 'n groot werk in daai een. Nou Christo, Marnie, jy het gehoor wat die 3 verantwoordelikhede is. Wat is hierop jou hoorbare antwoord? Marnie? Ja. Christo? Jy het gehoor, né? Ons gaan hulle leer, ons gaan vir Chris Marie leer, en ons gaan vir haar 'n voorbeeld wees, en ons gaan vir mooi na haar kyk. Gelukkig weet ek, daai is klaar daar, al 3 van hulle. Op daai noot kan ons maar vir Chris Marie inbring. Dink en voel, en voor u is, weet ek, daar is u vrede. Ek spreek Jesus. Chris Marie Miller, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, waar ons hier vanoggend in mekaar kom met hierdie ongelooflike groot geskenk wat U vir ons gee. Dat U vir ons hierdie beloftes gee, Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan weet dat U ook vir Chris Marie al lank op beplan voor die grondlegging van die wêreld, sê U vir ons in die woord dat U al klaar ons naam vir ons gegee het.
U het met Chris met ook 'n plan met haar hele lewe. Staan vir haar by met alles wat sy nodig het. Help vir Christus Marie ook om haar te leer en om 'n lewende voorbeeld vir haar te wees. Wees met hulle drie Here, seën vir hulle met alles wat hulle nodig het. Geef hulle die res van hulle lewe daarin uithou en aanhou, dat hulle nooit ooit vir U sal ophou nie. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.